Jy kan nie brood bak as jy nie hierdie bestanddele het nie. Maar hierdie bestanddele op hulle eie vorm nie hierdie brood nie. Ons kan nie mielie uithaal en dit word ewe skielik brood nie. Jy het nodig om al hierdie bestanddele by mekaar te voeg en dan sal 'n hele proses, nê, waar hulle dit moet inknie en hierdie goed moet rys ensovoorts. Alles wat moet gebeur sodat wat kan gebeur sodat die brood op die einde van die dag gevorm kan word. En ek dink is presies wat Jesus wil hê ek en jy moet verstaan. Ek dink ons mis iets. Wanneer ons dink aan wat Jesus kom doen het vir ons. Ek dink ons kom baie keer as gelowiges by 'n plek waar dit 'n individuele verwysing is. Dis ek en Jesus, hy het my gered. Dit is Jesus wat mense kom verander, maar op die einde van die dag besef ons nie dat dit nie net 'n individuele komponent is. Dis nie net Jesus wat vir my en vir jou gekom het, net om ons te red nie, maar hy het iets groters kom vermag. Hy het eintlik kom brood bak. En wonder jy nou, hoe wil jy nou? Wel, as hierdie gedeelte wat ons in Paasnaweek nou oor vasgestaan het, nê, op daai oomblik waar almal gedink het dat liefde nie werk nie. Dis daai oomblik toe Jesus gesterf het aan die kruis. En eintlik, as jy mooi daaroor dink, het 'n klomp mense van daar af weggegaan. Onwetend wat eintlik besig is om te gebeur en wat vermag is. Tot op die dag, natuurlik, die Sondag, waar hy opgestaan het uit die dood uit. En in een oomblik besef hulle, dit wat hulle gedink het, dit wat hulle oor gewonder het liefde regtig gewerk? Meer as dit, liefde het nie net gewerk nie, liefde het oorwin. En Jesus het iets gesê en Johannes het dit neergeskryf vir ons om vandag bietjie daaroor te dink. In Johannes 12:24, wat hy by 'n plek kom om te sê dat as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit een enkele korrel. Maar as dit sterf, dra dit baie vrug. Ek dink, vir 'n oomblik moet ek en jy net besef, vrug, vir my en jou, moet ons mooi gaan dink oor, is dit die enkele korrels wat natuurlik na vore kom, die meerderheid, die meer van die familie, of is dit op die einde van die dag, die familie waarvan hy praat, hierdie vrug wat na vore kom. Ek dink dit is die prentjie wat hy wil hê ons moet ontdek uit dit, dat ons nie net enkel gaan kyk na dit nie, maar dat ons gaan kyk na wat gebeur wanneer ek en jy koring natuurlik maal. Dit was nie om weer koring te plant nie. 'n Koringkorrel is nie, sy funksie is nie weer om geplant te word nie. 'n Koringkorrel se funksie is om gemaal te word en hierdie koringkorrels bymekaar te voeg sodat wat kan gebeur, sodat 'n brood op die einde dag vorendag kan kom. Dis die vrug. Dit is wat plaasvind wanneer ek en jy ontdek dat wat voortgekom het uit Christus se sterwe en opstanding is dat hy 'n liggaam vir homself kom bou het. 'n Liggaam waar God nou kan woon. Dit bestaan uit mense en dit word genoem die Ekklesia, die kerk. Hierdie liggaam is die brood wat hy van praat. Help ons om te besef, wag 'n bietjie, hierdie is wat hy wil vermag. Hierdie is wat hy na vore wil bring. Hierdie is die gedagte dat ons nie alleen is nie. Dit gaan nie oor my individuele verwysing met God nie, my verhouding met God nie, maar daar is iets groters. Iets groters wat die mensdom verlang nie verstaan het nie. En eintlik wat hy vir ons kom openbaar het. Maar hoe vind hierdie plaas? Want op die einde van die dag moet ek en jy besef, ons is toch verskillend, ons is anders. En iets kom voeg ons by mekaar. Iets bring ons in daardie spasie. En dis natuurlik die Gees. In Romeine skryf Paulus vir ons het die Gees as die eerste gawe ontvang, eerste vrug. Daardie eerste oes is die Gees wat ek en jy ontvang het. Die deponerende komponent wat ons by mekaar trek, wat ons saam meng, wat my en jou deel maak van 'n groter prentjie, sodat ons op die einde van die dag kan besef, dis die plek van voorsmaak. Dis die oomblik wanneer ek en jy ontdek, wag, daar is iets in die hemel wat ons op aarde kan beleef, wat God vir ons bestem het. God van die begin af 'n besluit geneem het en gesê, dis waar hy wil wees. Hy wil tussen sy mense wees. En tussen hierdie mense wat hy geskep het in sy beeld, is daar 'n spesifieke kultuurkomponent. Daar's eintlik 'n spesifieke DNA, die manier hoe hulle mekaar oor die weg kom, die manier hoe hulle
goed saam doen, goed saam vermag. Daar's iets van die toekoms waar ons saam gaan wees vir ewig en ewig, wat alreeds hier 'n duidelike prentjie vir my en jou het. En die Gees werk in my en jou om wat te doen, om mense bymekaar te bring, om ons te vorm, eintlik op die einde van die dag, om die brood vir hierdie wêreld te kom toon. En daar was hierdie probleem in Korinthe, is dat hulle het geestelikheid gesien as die gees wat sekere funksionaliteite bring binne in die kerk. En dis wat hulle na gekyk het. Hulle het gekyk, wie kan profeteer en wie kan in tale praat? En dit was vir hulle die verwysing ten opsigte van die gawes. Maar die grootste gawe, Paulus skryf oor die pad, hierdie gawe wat ek en jy ons eintlik moet toespits op, is eintlik die liefde. En hulle het iets gemis. Hulle het iets gemis ten opsigte van wat die Gees besig is om te doen. Die Gees bring eenheid in Christus. En daar's iets wat Paulus hulle mee help. Natuurlik in 2 Korintiërs, is die tweede brief wat Paulus skryf, is daar 'n groot onduidelikheid en 'n groot twyfel oor Paulus se apostelskap. Nou hoe dit gewerk het, is in daardie tyd het jy met 'n brief geloop. Jy weet mos, ek seker jy het al aansoek gedoen vir werk en dan het jy gevra dat iemand vir jou 'n brief moes skryf. Nee, en daardie brief vertel van alles wat jy al gedoen het, die tipe persoon wat jy is ensovoorts. Nou Paulus het nie hierdie brief gehad nie. Hy sê inteendeel, Christus skryf eintlik hierdie brief. Ek en jy moet besef, wag 'n bietjie, hy help ons om te verstaan, want hier is 'n groot probleem wat hy natuurlik teëgekom het. Hy het deur moeilike tye gegaan. Hy was in die tronk. Dit was nie altyd maklik nie, en daaroor het mense getwyfel in hom wees. Hoekom? Want hulle perspektief oor wat God in my en jou lewe kom doen is dat dit moes nou beter gaan. En dan skryf Paulus vir hulle in 2 Korintiërs 1 iets spesifieks. Hy sê, in my swaar kry julle swaar. Hy praat van 'n eenheid komponent, iets wat hulle moet ontdek. En dan kom hy spesifiek en help hulle om iets te verstaan. In 2 Korintiërs 1:21 en 22. Sê, dit is God wat ons saam met julle in Christus 'n vaste fondament gegee het. Nou dink net gou daarvan. 'n Vaste fondament beteken dat ek en jy het 'n duidelikheid ten opsigte van hoe sekere goeders hulle self begin het en uitspeel. Dis 'n vaste fondament. Dat ek en jy nie onsekerheid in ons lewe het nie, maar hy sê dis in Christus wat hierdie sekerheid na vore kom. Ons moet weet daar's 'n onsekere komponent natuurlik. Dit was altyd, maar nou sê hy in Christus het ons hierdie vaste fondament gekry. En dan sê hy 3 spesifieke goed. Hy sê en ons is verseël, ons is gesalf en ons het die Gees as waarborg. Hier is die eenheidsgedeelte wat ek en jy moet verstaan. 3 dinge wat krities is wanneer ek en jy as kinders van God besef. Wag 'n bietjie. Nommer 1, ons almal is gesalf. Dis nie net Paulus wat die gesalfde is nie. Nee. Ons almal is gesalf. Ons almal dra die salwing want ons is in Christus. Dis nie meer iemand wat meer salwing het as wat jy het nie. As ons in Christus het, dra ons presies dieselfde salwing. Die tweede gedeelte is dat ons verseël is. Hoe sou ek en jy verseël? Deur die Heilige Gees. Hierdie is die verwysing wat hy sê, die manier hoe ons weet, ons is een, is nommer 1, almal het die salwing. Nommer 2, almal is verseël. En dan sê hy, ons almal het die waarborg. So dink gou net weer eens terug aan Paulus wat in 1 Korintiërs skryf, oor die manier hoe ek en jy weet, ons het die Gees van God, is die feit dat ek en jy kan bely, dat Jesus Christus die Here is. Dis die realiteit, iets wat ons moet besef, wat aan die kruis gebeur het, nie deur my en jou nie. Johannes help ons eintlik met hierdie gesprek in 1 Johannes 12, wat hy sê, dit kom nie deur 'n wilsbesluit nie. Ek en jy kan nie wederbaar word deur dat ons nou so besluit nie. Nee, dis iets wat God kom doen het. Daar het 'n gesprek met Nikodemus. Nikodemus wat vra oor die koninkryk en dan sê hy, jy kan nie in die koninkryk inkom nie. Tensy jy wederbaar word. En die Gees kom wederbaar die nuwe mensdom. En Paulus help hulle om iets te besef, iets te ontdek, iets vas te maak in hulle lewe. Nommer 1, jy behoort nou aan God. Jy syne. Maar jy
Jy's deel van sy mense. En omdat jy dan deel is van God en deel van sy mense, is ons verbind. Ons is verbind met mekaar. En daarom kom Paulus in 2 Korintiërs 3. Dit is eintlik 'n eenheid as jy 2 Korintiërs 3 gaan lees tot 6, wat help oor die bediening wat ek en jy ontvang het. Maar hy begin in 2 Korintiërs 3 en dan sê hy, jy weet, hy gaan nie weer 'n brief skryf om homself voor te stel. Maar hier is die groot ding is, die brief eintlik wat praat van sy apostelskap, en die eenheid tussen hulle, is die brief wat nou deur hulle geskryf word. Daar's iets wanneer ek en jy verstaan dat die kerk, en die manier hoe die kerk natuurlik vir die wêreld lyk, is 'n brief. En huidiglik, as ons kyk na die kerk in die wêreld, moet ons mooi gaan dink oor wat is hierdie brief wat ons skryf vir die wêreld. Is dit hierdie brief van eenheid? Die in Christus komponent. Is mense, as hulle kyk na die kerk, besig om te sê, sjoe, hulle is een. Hier is iets unieks. Hier is iets besonders. Ek wil net hê jy moet in die plek van Korinthe kom. Daar's Jode wat vir 'n lang ruk geglo het en geweet het, hulle is die uitverkore volk. Maar daar's iets wat die Jode nooit verstaan het nie. En Paulus help hulle om iets te sien. En in 2 Korintiërs 3 help hulle eintlik om iets te kan verstaan. Wat sê hy? As die bediening van die dood, wat met letters op klippe gegraveer is, met soveel heerlikheid tot stand gekom het, dat die kinders van Israel nie stip na die aangesig van Moses kon kyk nie, weens die glans op sy gesig, wat tog aan die einde die verbygaan was, hoeveel te meer sal die bediening van die Gees nie in die heerlikheid wees nie. Nou ek weet, ouens, sodra ons hierdie lees, dan is ek so de mekaar, ek weet nie van jou nie, soos, wat in hemelsnaam, Paulus, probeer jy nou vir ons sê? Wel, is eintlik eenvoudig. Hy help ons om te kan ontdek, en in vers 11 sê hy, daar is iets wat vergaan, en hierdie verganklikheid het heerlikheid gehad. Nou, hoor net gou-gou, die teenwoordigheid van God in die tempel, het gepraat van die heerlikheid, die ontdekking van, want waar God teenwoordig is, daar kan ons sy heerlikheid sien. Dis hoekom Jesus gesê het, en daarvan hom geskryf is, om te sê dat hy het mens geword, is in Johannes wat dit skryf, en in hom was die heerlikheid, want hier is die teenwoordigheid van God, in sy volheid, en omdat die teenwoordigheid van God daar is daar 'n heerlikheidselement. En hierdie het verbygegaan, en hulle het dit nie verstaan nie, want daar was 'n groter oomblik, wat sou kom in die toekoms, en dis hoekom hy sê, want as dit wat vergaan met heerlikheid bekleed was, het die blywende veel groter heerlikheid. So hier is die ding, as ons praat van blywende, dan praat ons van ewigheid. Dis nie iets wat homself onttrek nie. Hy sê dis, as ek en jy besef, wag 'n bietjie, die bediening wat Moses gehad het, dit wat hulle as Israel gehad het, was iets wat verby sou gaan, vir 'n groter heerlikheid, vir Jesus, die Messias wat sou kom, en in almal sou die Gees nou wees, en almal sou ons hierdie teenwoordigheid van God beleef het, en almal sou daar iets groters gewees het, as wat was. Paulus, hoor eens vir my Paulus wat skryf oor Moses, om te sê dat Moses in die teenwoordigheid van God kon eerlik wees. Want is eintlik hierdie sluier wat ons nou gaan sien, iets wat veroorsaak het, dat mense nie die heerlikheid van God kon sien, dat dit sou verander nie. Paulus, wat verder in hierdie gedeelte ons in hierdie gesprek invat, hy sê, met so hoop, met 'n hoop wat ons het oor 'n toekoms wat blywend gaan wees, met 'n ewigheid wat gaan aanbreek, met so hoop tree ons met vrymoedigheid op. Moses, op die einde van die dag, kon
kon nie vir hulle iets sê soos wat Paulus vandag het sê nie. Paulus kom en hy sê, met so hoop, met die sluier wat van my gesig afgehaal is, wat kon insien, 'n groter hoop, ten opsigte van wat God kom vermag het, kan ek met boldness praat. Maar die kinders van Israel, kon dit nie sien nie. En dis waar Paulus hierdie gesprek invat, om te sê dat, as ek en jy verstaan, heerlikheid, is die bewys van die teenwoordigheid van God, in hulle situasie is dit 'n verbygaande komponent. Dit gaan nie meer so wees soos wat hulle gedink het nie, dit gaan verander. Bring Paulus hulle in daardie gesprek om te kan ontdek, en vir my en jou te kan help. Hy sê, maar hulle denke was verhard. Ek wil net hê jy moet dit hoor. Wat gebeur as jou denke verhard is? Daar's iets wat jy nie wil saamstem nie. As 'n oomblik wanneer Moses natuurlik teen die berg opgaan en vir 30 dae spandeer hy tyd met God en hy kom terug. En in hierdie oomblik het hulle 'n kalf gebou. Daar was iets wat hulle gesoek het, wat hulle nie in God kon vind nie. Hy sê hulle gedagtes was verhard. Want tot vandag toe lê dieselfde sluier oor die Ou Testament wanneer dit gelees word, en dit word nie weggeneem nie, want dit word slegs in Christus verwyder. Want tot vandag toe, elke keer wanneer Moses gelees word, lê 'n sluier oor hulle harte. Hulle sien nie in nie. Hulle mis dit. Hulle mis die doel van wat God bestem het, om die teenwoordigheid van hom in hierdie wêreld 'n realiteit te maak. Hulle mis die oomblik, waar hulle as Israel, as die volk, wat die openbaring van die heerlikheid van God, deur die teenwoordigheid wat hulle van hom gehad het, vir hierdie wêreld 'n verskil moes maak, dat hierdie wêreld proe dat daar iets beter is. Hulle harte was verhard. Hulle kon nie insien nie. En nou sê hy, dit kan net in Christus verwyder word. Maar tot vandag toe, elke keer wanneer Moses gelees word, lê daar 'n sluier oor hulle harte. Telkens egter wanneer iemand hom tot die Here wend, word die sluier afgehaal. Elke keer wanneer iemand hom tot die Here wend, word die sluier afgehaal. Ek weet nie wie van julle het nou gevolg die ruimtevaders wat teruggekom het na 3 jaar nie, né? En interessant is die gesprekke wat hulle nou al met hulle gehad het, wat uitgesaai is reg oor die wêreld, en eintlik die leier wat gesê het, weet jy wat, ek was eintlik nie 'n gelowige nie. Ek kon nie insien die hoop soos Paulus dit beskryf nie. Ek kon nie insien dat daar iets is wat ek en jy moet ontdek nie. En hy sê toe hulle so om die maan gaan en die sonverduistering vind plaas, toe is daar iets in sy wese wat verander en sê, daar is niks anders wat hierdie kan moontlik maak as 'n groter element nie. Hierdie kan nie net wees nie. Hierdie is spesifiek. Hierdie wêreld wat in hierdie duisternis 'n oomblik het, wat uitstaan buite alles. Hier is iets wat ek en jy moet ontdek. Hy sê, in hierdie tydperk kon hulle nog nie alles verwerk nie. Maar hulle is nou deur 'n klomp toetse ensovoorts. En hy sê, daar is 'n priester wat inkom om hulle te kom bedien. En toe hy die kruis op sy kraag sien, toe bars hy uit in trane. Jy sien, daar is 'n oomblik wanneer ek en jy besef, wag 'n bietjie, die sluier is van my oë afgehaal. Ek kan insien, daar is 'n hoop wat vir my en jou ten vore kom, ten duidelike lig op alles skyn. In my hart is daar iets wat verander. En omdat Jesus my gedraai het, begin ek besef, wag 'n bietjie, ek kan mos nie meer stil bly nie. Ek kan nie meer net eenvoudig deur hierdie lewe gaan en nie sê hoe dit is nie. Ek kan nie net laat goed verbygaan nie. Daarom kom Paulus en hy sê die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is,
is vryheid. Nou kan ek net gou vir jou 'n oomblik net in 'n spasie inbring waar jy saam met my dink. Vryheid beteken nie dat ek en jy net doen wat ons wil nie. Inteendeel, vryheid plaas my op 'n plek wanneer ek en jy besef ek kan nou leef soos wat ek geskep was. Ek is bedoel om op 'n spesifieke manier te leef. Ek kan nou leef soos 'n kind. Hier is die gedagte, nie kinderlik nie, maar soos 'n kind. Ek weet nie of jy al besef het nie, maar 'n kind het redelike boldness. Ek kan onthou toe Karla so klein dogtertjie was, ons was al aan Maagheid gemeente. Dan het sy altyd lekkertjies gaan soek. Nee? Hoor gou hierso. Sy sal sommer na mense toe stap en dan gaan sit sy langs die tannie of sy sal voor haar staan en sê, het jy vir my iets? Sy sal tot in 'n handsak sommer seker maak om te kyk of sy regtig die waarheid praat of nie. This is the boldness of what we get when we are a child of God. Ons het iets wat ek nie ontdek, ons sê dit soos dit is. Jy sien, want hoekom? Want daar is 'n nuwe realiteit in my lewe, daar's nie meer sluier oor my nie. Ek verstaan wie ek is in Christus, maar ek verstaan wie jy is in Christus, en ek verstaan wie jy is in Christus, en elke ander liewe mens, en ons sien die waarde van mens binne in dit. Hoekom? Want God het ons geroep om die brood te wees vir hierdie samelewing, iets wat smaaklik is vir mense, en ons is oop, en ons is eerlik, ons hou nie terug nie. Jy sien, maar hier is die probleem, ons is baie keer nie. Ons is nog baie keer hierdie versleier. Ons wil net hê mense moet dink ons is swak nie. Ek moet mos 'n gelowige wees. Ek moet mos in boldness wees. Ek moet mos so wees en ek moet sis wees, maar op die einde van die dag sukkel ons met 'n klomp goed en ons kan nie eerlik met mekaar wees nie. En dis eintlik wat God kom verwyder het. Jy sien, ek en jy hoef nie meer slaaf te wees van ons ou mens wees nie. Hy het kom verwyder. En nou sê hy vir ons iets besonders in 2 Korintiërs 3 vers 18. Hy sê in ons almal, terwyl ons met ontsluierde gesig die heerlikheid van die Here aanskou. En vir my was dit baie keer nommer 1 is natuurlik dat ons die heerlikheid aanskou in Jesus self. Maar daar's iets in hierdie teks net wat hy wil hê ek en jy moet ontdek. Hy sê soos in 'n spieël. Ek hoor hierdie storie van 'n ou wat vertel oor 'n sonsopkoms. En hy sê die amazingste ding baie keer van 'n sonsopkoms, veral as ons so naby mekaar bly, nê, is dat jy baie keer die refleksie van die sonsopkoms in iemand anders se vensters. En dis waar Paulus ons heen vat in hierdie gesprek. Hy sê ons sien die refleksie van die heerlikheid van God in mekaar. Ek dink ons mis dit baie keer. Want jy sien, ons het nog nie geleer om hierdie heerlikheid, hierdie refleksie in mekaar te sien nie. Want ons is nog te individualisties ten opsigte van ons geloof. Vir die Jode was dit, hulle is die refleksie. So die nie-Jode moes na hulle kyk en Paulus bring hulle by 'n plek en sê, wow, wag 'n bietjie, die Gees in my en jou, wat my en jou begin een maak nou. Hy begin ons nou vorm, hy vat al hierdie bestanddele, hierdie verskillende koring en hy maak dit een. Jy is nie bestem om die koring alleen te wees nie, jy is bestem om saam te wees. Hy wil hê ek en jy moet dit verstaan. Daar's hierdie oomblik wanneer die een vrou wat in hierdie groepering is, sê toe hulle kyk na die aarde, toe is daar iets besonders wat haar gryp. Sy sê nog altyd, was daar vrae en haar gevra waar sy 'n klomp goed moes oor gepraat het in spesifieke verwysings in haar lewe en daar was een vraag wat hulle al gevra het, wat is die verskil tussen
to be a crew and to be partners. En is interessant wat sy sê in hierdie oomblik, toe ontdek sy iets, hierdie tydperk wat hulle saam spandeer het, hierdie tydperk waar hulle in mekaar se spasie leef, waar hulle werklik waar ontdek wie hulle is, hulle word een. Selfde doel. Selfde plan. Sy sê, that's a crew, en sy sê, ja, sy kyk so na aarde toe, hierdie aarde wat in die middel van hierdie duisternis, en sy earth, you are the crew. Ons het een doel voor oë, om die heerlikheid van God op hierdie aarde realiteit te maak. Hierdie mense moes in hierdie ruimte ingaan, om terug te gaan kyk na die besonderheid wat God geskep het, en die mens op hierdie aarde geplaas, en weet jy wat is die ergste van alles, soveel mense wil net van hier af weg, en hulle kyk en hulle sê die beste ding was om terug te kom aarde toe. Die oomblik wat hulle hier gearriveer het om te sê, hierdie is huis, hierdie is die plek waar ek hoort. Daarom kom God en hy nooi ons uit om te sê, luister, wil jy nie op 'n plek kom waar jy besef, jy's deel van die bestanddele tot die brood nie. Jy kan nooit die brood alleen wees nie. Wat my interessant is dat die langste studie nog in die geskiedenis 85 jaar gevat. Harvard Universiteit het dit gedoen. 1938 het dit begin met 724 mans in hulle tienerjare. En soos wat hulle groot geword het, was hierdie ondersoek om te kyk, waar is vreugde? Hoe kan ons hierdie ondersoek ons help om geluk as 'n realiteit te beskryf? En hulle het groot geword en hulle het getrou en hulle vrouens het deel geraak van hierdie studie en toe ook hulle kinders, 1300 van hulle op die einde van die dag. En die studie het die volgende bepaal. Die kwaliteit van ons verhoudinge is bepalende faktor tot ons geluk. Daar is niks anderste in hierdie wêreld wat geluk vir my en jou kan bring, bo die kwaliteit verhoudinge wat ons kan hê nie. Maar nie net was hulle gelukkiger nie, hulle was gesonder. Hulle het langer geleef. Daar is iets wanneer ek en jy ontdek, wanneer ons crew is, ons dieselfde doel voor oë het. Dit gaan nie net oor my geloof nie, dit gaan nie net oor my verhouding met God nie. Dit gaan nie net oor my storie nie. Want jy sien, Jesus het gekom om 'n liggaam aan mekaar te sit, 'n kerk vir hom te bou, 'n plek waar hy kan woon, die brood vir hierdie samelewing. My vraag vanoggend vir jou is, jy nog 'n los bestandel? Staan jy nog op jou eie? Wonder jy nog wanneer en hoe jy moet deel word? Jy sien, hier is die belangrike gedeelte, as ons kan begin by die plek om te sê, die Gees het my verbind. Gees het my ingebou in hierdie familie. Die Gees saam met hierdie familie sal my verander. Want hierdie uitnodiging sê vir ons, sê net om te glo nie, maar ons om deel te word. Dis nie net om te ontvang nie, maar as saam wat God ons vorm. Jy sien, wanneer liefde werk, waar dit vandag nog steeds werk, word saad brood, word mense een, en word God sigbaar. En hierdie is 'n uitnodiging vanoggend vir ons almal, om te sê dat, hoe lank wil jy nog alleen staan? Hoe lank wil jy nog by daai plek wees, wat jy dit op jou eie probeer doen? Wanneer neem jy die stap om in te tree en deel te raak, omdat jy weet, omdat jy verstaan, jou saad is nodig om die brood te vorm. Dis hoe ons deel word om God sigbaar te maak. En op die einde van die dag sal die wêreld begin proe, hier is iets anders.
Hier's iets anders. Daai broodjie wat jy ontvang het toe jy ingekom het, dit het jou gevul, nee. Dis 'n verhouding, dis 'n gemeenskap. Ons begin vorm en vul. Om saam God tentoon te stel. Saam God in hierdie wêreld in te dra. En net soos daai ruimtevaders vir die wêreld kan sê, daar is iets anderste aan hierdie brood. Mag jy vandag by daai plek kom waar jy beleef hoe die Here vir jou sê, jy hoort. Jy hoort. Jy hoort in sy familie. Want dis waarvan hy jou deel gemaak het. So kom ons bid. Here, dankie vir die Gees wat ons kom vorm, ons kom een maak. Ons kom help om te sien. Dankie Here dat ons soos kinders kan wees waar die sluier afgehaal is. Ons kan eerlik met mekaar wees. En dis in groepe, Here, waar ons baie keer daai eerlikheid net kan uitleef. Waar ons nie weg te steek nie, waar ons net kan wees wie ons is. Dis in hierdie plek waar ons net kan wees wie ons is. Here, help ons dat ons as Doxa Deo Braaimor, as Doxa Deo in Port Elizabeth, as Doxa Deo in ons land en in hierdie wêreld, regtig iets tentoonstel, regtig iets kom wys. Here, dat ons nie teen is nie, maar dat ons saam met U is. Dat ons nie die enigste kerk is nie, dat ons nie die enigste liggaamsgedeelte is, maar ons is saam die groter liggaam. En dat ons iets kan uitdra van dat, sodat die wêreld kan proe. Hier is iets anders. Ek eer U. In Jesus se naam. Amen.